Hallo, dit is so lekker om vanoggend saam met jou te kuier. Week 2, dag 2 in ons H1 Rex1 reeks. En hierdie week praat ons oor disippelskap. Wat beteken dit as ons sê, ek is 'n disipel, ek is 'n volgeling van Jesus? Gister het Reinhard met ons gekuier oor, wie volg ek? En wat beteken dit as ek sê, ek volg Jesus? En watter mense in my lewe is, wanneer ek Jesus volg? En vanoggend wil ek graag met jou kuier oor 2 konsepte, oor geloof en gehoorsaamheid. Geloof en gehoorsaamheid is baie kere iets wat ons dink los is van mekaar. Maar wanneer ons kyk na die woord, sien ons, geloof en gehoorsaamheid is iets wat vasgebondel is in mekaar. Dis iets wat nie los is van mekaar nie. Die een kan nie sonder die ander een nie. Soos wat ons baie keer in Suid-Afrikaans sê, vinkel enkel jander, die een is nes die ander. En so is dit met geloof en gehoorsaamheid. Dis baie kere soos konsepte, dink ons aan, lig kan nie bestaan sonder donker nie. 'n Onderwyser kan ook nie 'n onnie wees sonder 'n leerling nie. En armoede kan nie sonder rykdom bestaan nie. So in daai konteks wil ek hê dat ons kyk na die konsepte van geloof en gehoorsaamheid. So as ons kyk na geloof, wat is geloof eintlik? Die essensie van geloof, en ek dink die beste plek waar ons kan kyk wat geloof beteken is in Hebreërs 11 vers 1. En geloof is 'n vaste vertroue van dit waarna ons uitsien en 'n bewys van dit wat ons nog nie sien nie. Geloof is dus ingevestig in die oortuiging dat ons het, wat ons het, wie God vir ons is, en dat ons weet, ons kan uitsien met hoop en met die wete dat hy alles gaan laat gebeur soos wat ons op hom vertrou. So dis 'n absolute vertroue in God. Die woord geloof impliseer ook 'n absolute lojaliteit en toewyding in hom wie ek glo. Habakuk 2 vers 4 sê, kyk na die ongelowiges, hulle vertrou net op hulle self en hulle lewe mis heeltemal die punt. Die gelowiges daarenteen sal deur hulle geloof lewe. Geloof is wanneer ons besef, Jesus het vir my persoonlik aan die kruis gesterf, vir my sondes, vir my siektes, hy het selfs my dood oorwin, en daarom kan ek sê, ek glo, en daarom kan ek sê, ek staan in verhouding met God, as gevolg van wat Jesus gedoen het. So, wat beteken dan gehoorsaamheid? Ons het bietjie gaan kyk na die Griekse terme wat verwys word in die Bybel, en daar staan, onder andere, dat dit kan wees dat jy jou onderwerp aan iemand se gesag en bevel. Maar as jy dieper gaan kyk, in die Griekse vertaling staan daar, om volledig te vertrou. En die woordjie vertroue kom voor in geloof en gehoorsaamheid. En die vertroue bind geloof en gehoorsaamheid aan mekaar. Dit is 'n volledige vertroue en 'n absolute oortuiging dat ek weet vanuit geloof kan ek deur gehoorsaamheid leef die lewe wat God vir my gegee het. So die vraag is nou, hoe leef ek en jy nou as 'n disipel van Jesus elke dag? As ons nou hierdie reeks saam reis, wat beteken dit as ek nou in geloof en deur gehoorsaamheid wandel? En ek wil ons graag vat na Johannes 14 toe, en dit is so inspirerend om te sien wat Jesus vir sy disippels gesê het. En ek wil hê ons moet ons ore spits, dis amazing. Hy sê, ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe op pad is. So God werk in ons geloof en deur ons in gehoorsaamheid. Dan sê hy verder, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie kan sien of hom ken nie. Julle, dis nou ek en jy, ek wat Jesus volg, ken hom egter, en omdat hy by julle gaan bly, omdat hy in ons gaan bly, en in julle sal woon, sal ons God se heerlikheid en sy teenwoordigheid bring in hierdie wêreld. So as ek kyk na geloof en gehoorsaamheid, en jy kyk na geloof, wanneer word dit sigbaar? Wanneer word geloof regtig sigbaar? Geloof word sigbaar die oomblik wanneer ek en jy gehoorsaam is en dit uitleef. Jakobus 2 vers 26 sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is geloof ook dood, wanneer ons nie ons geloof uitleef nie.
Ek wil persoonlik vir jou vra, in watter areas van jou lewe vra God jou vandag om gehoorsaam te wees? Your gifts matter, but they are meant for people. And God didn't call us to a job. He called us to a people. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.